Een van die groot uitdagings is om te weet, wat is waarheid? Ons weet dat waarheid verskillende dinge beteken vir verskillende mense en ook in verskillende omstandighede. En dat die waarheid eintlik aangepas kan word soos wat dit die persoon pas om tot sy voordeel sekere dinge te glo en dit dalk ook so te sê. En tog is dit belangrik dat ons wel die waarheid sal lief hê en die waarheid sal praat. Kom ek lees dit net in Efesiërs 4 vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Die teenoorgestelde van waarheid is valsheid en in 'n sekere mate seker ook leuntaal en verskillende motiewe wat gebruik word om sekere doelwitte te bereik. En daarom sal mense nie altyd lief wees vir die waarheid nie. En ons sien dat dit in vandag se lewe 'n geweldige uitdaging is vir mense om die waarheid te praat. Mense sukkel om regtig altyd die waarheid te praat. Dit is te maklik om nie die waarheid te praat nie. Om iets te bereik deur 'n halwe waarheid te gebruik. Daar is soveel voorbeelde in ons lewe. Mense wat beloof hulle gaan sekere dinge doen, wetende dat dit nie gaan gebeur nie. En dit is nie die politici van ons tyd nie, dit gebeur hier tussen ons. Mense wat beloftes maak en dit eenvoudig net nie nakom nie. En die ergste is, dikwels nie eers daaroor sleg voel nie. En Paulus sê, weet julle wat? Ons is lede van dieselfde liggaam. En tussen ons as gelowiges, tussen ons as kinders van die Here, tussen ons as broers en susters, mag daar nie iets anders gepraat word as die waarheid nie. En ek dink, die waarheid maak soms seer. Dit eis iets van 'n mens om baie keer die waarheid te praat, want jy weet, jy gaan dalk skandelik daarvan afkom. Maar die beste van alles is, die waarheid is die beste pad om te loop. Al is dit dan soms die moeilikste pad, maar terwille van onsself, terwille van die mense met wie ons te doen kry, terwille van ons eie integriteit en die waarde wat ons aan die lewe heg. Kom, ons wees nie bang vir die waarheid nie. En loop mooi.